Goeienaand dames en here. Eerstens wil ek dankie sê aan ons Hemelse Vader dat ek weer vanaand die genade gegeen is om as 'n instrument vir hom hier op te tree. En tweedens vir u wat my 'n geleentheid gee om iets baie besonders vanaand met u te deel. My pa was ook 'n wetenskaplike soos professor André Dievenage. Maar hy het altyd die gewoonte gehad of die beginsel. Hy het altyd gesê, as dit die Here se wil is, dan sal ons môre dit of dat doen. As dit die Here se wil is, sal ons Mei maand of Junie maand Wildtuin toe gaan. Altyd. Jy het hom nooit iets hoor sê. Hy het dit altyd gesê. As dit die Here se wil is, sal ek julle môre middag by die skool kom haal. Altyd. En vanaand het ons weer hier 'n goeie aanbieding gekry, baie neutrale, politiese, akademiese aanbieding. En die aanbieding wat ek vir u gaan gee, is nie in kontras daarmee nie. Dit verskil nie daarmee nie. Maar dis heeltemal 'n ander lyn. Heeltemal 'n ander lyn. Ons kan, soos ons nou gesien het met die vrae, ek self het baie vrae wat ek kan vra, op die politiese arena, of in die politiese sfeer. Maar hoe lank vra ons sal vra? En hoeveel keer is hulle geantwoord? 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar? Dekades, eeue, duisende jare. Nou ek het my keuse klaar gemaak, baie lank terug, en vanaand moet u keuse maak. Want die tyd is min. En u sal moet kies, en dit beteken nie, dis hoekom ek sê, is nie in kontras nie, dit beteken nie dat u nie hierdie politiese oorwegings en spel nie moet speel nie, dis nie wat ek sê nie. Wat ek vir u sê is, u moet kies watter pad u prioriteit gaan wees. En ek gaan met u 'n paar getuienisse deel, hoekom ek vanaand hier staan. Eintlik meer, nie hoekom ek hier staan nie, maar hoekom ek hierdie boodskap vanaand gaan bring. Ek sou miskien ook hier gestaan het, want ek het lanklaas hier gestaan, ek was lanklaas by julle hier. So ek kon menslike-wys gesê het vir myself, dis weer tyd om by my mense in Klerksdorp uit te kom. Maar dis nie hoe dit gebeur het nie. En nog minder, dit wat ek vanaand vir julle bring, uit die Bybel uit. Ek kan baie getuienis met u deel oor hoe Suidlanders begin het, ontstaan het, hoe ek opgerig was. Maar as ek daai getuienis vir u gaan vertel, wat ek in die Kaap vertel het, dan gaan ons sit vir so 4 ure hierso. Waar ek met die mense in die Kaap gedeel het, wat met my gebeur het. Drome van die oom, skrif daar, en. Om daardeur nie vir my die eer te gee nie. Dit is glad nie die doel van dit nie. Die doel is om die eer aan ons Hemelse Vader te gee. Want hy het my opgerig. Nie ek nie. En ek gaan net die oprigting van hierdie toer vanaand vir u vertel. Anders sal ek glo my langer as wat julle politiese vrae kan vra, sal ons tot môreoggend, kan ek vir jou getuienisse vertel oor die afgelope 12, 13, 14 jaar. Ek sal deur die hele nag gaan, ek waarborg jou dit. Julle kan my daar kan ons dit doen. Maar ek wil nou nie, ek sien daai dogtertjie skud haar kop, jy wil nie sit tot môreoggend nie, nee, ek stem saam met jou. Ek stem saam met jou. Maar kom ek vertel jou, jy gaan verstaan wat hierdie oom vanaand sê. Hierdie kinders gaan verstaan wat ek sê. Want niks wat ek gaan sê
vanaand is ingewikkeld nie. 'n Kind kan dit verstaan. Het ons maar die geloof gehad van 'n kind. 'n Week voor Red Oktober van Sonet Bridges, hulle het my geskakel daar van Bloemfontein af en gevra of ek dit sal ondersteun. En ek het dit gaan ondersteun. Maar 'n week voor dit, toe bel 'n persoon my uit Pretoria uit. Baie geestelike gesin, baie goeie geestelike waardes. Mense wat 'n voorbeeld is vir die breë volksgenoot verseker. En die persoon bel my en hy sê vir my, jy moet 'n geestelike boodskap bring vir die volk. Maar ek luister nie sommer net as een ou vir my iets sê nie. Party mense sê ek is koppig, dan die Doreen wil ek nou nie weer vra nie, want sy het gister saamgestem toe ek erediens gehou het in Wesrand. Maar dit gaan nie oor my koppigheid nie, dit gaan daaroor dat ek is opgerig deur die Here. Met ander woorde, alles wat ek sê en doen, wil ek seker wees, kom van hom af. Ek wil seker wees. Want as daar iets is wat my senuweeagtig maak, dan is dit nie om hier te staan hier voor vanaand nie. Dan is dit nie om my kar te klim en te ry of wat ook al nie. Dit is om te sê, so spreek die Here. Dit maak my senuweeagtig. Daarom wil ek baie seker wees, voor ek dit sê, dat dit hy is wat spreek. Nou as ons kyk, ek gaan vinnig net weer teruggaan, as ons kyk na Suidlander se waarskuwing, toe ek die eerste DVD begin maak het in 2003, en onthou, ek het nie myself opgerig nie. Kom ons toets vanaand daardie gees wat my opgerig het. Was daai gees reg of was hy verkeerd? Want onthou in 2003 was ek definitief nog die grap van hierdie land gewees, verseker. En ek gaan dit dalk 10 teen 1 nou weer wees, want ek gaan weer vanaand iets sê wat in die volgende dekade sal afspeel, in totaliteit. So lag maar weer. Ek het my skrif gekry, ek kan dit dalk vinnig vir u lees terwyl ek nou daaraan dink. Ek sit een aand nog in nuus kyk en ek kry hierdie SMS terwyl ek wonder. Dis een van die getuienisse. Kan ek vinnig vir u vertel toe ek begin het met Suidlanders. Toe ek een aand baie moedeloos. Dis baie jare terug. Toe 'n vergadering 1 en 2 en 3 en 5 mense. En ek het begin met 'n bekeringsboodskap, omdat dit is wat die Here op my hart gelê het en deur bevestiging vir my gegee het om vir die mense te gee. En ek sien die mense luister as ek praat in die vergaderings, of hulle nou 5 of 20 of 25 is, maar ek sien geen verandering onder die volk nie. En na die 70ste, 80ste vergadering, toe sit ek een aand half mismoedig en ek dink, luister die mense. Luister hulle. Ek vra dit vir God. Hierso. En ek slaan daai aand my Bybel oop. En die stukkie wat ek lees, sê, hulle sal op die straathoeke van jou praat, maar na jou nie luister nie. Daar kry ek my antwoord. Nie by mense nie. Daar kry ek my antwoord. My God sê vir my, hulle sal vir jou praat, maar sal nie na jou luister nie. Nou ja, dis nie die maklikste ding om dan aan te gaan met vergaderings nie. Want jy weet klaar, hulle luister nie. Maar hy het my opgerig. En hy het my instruksies gegee. En geen mens nie. En nou die aand sit ek daar en ek kyk nuus. En dieselfde gedagtes gaan deur my. En ek weet, hierdie is wat ek nou weer moet bring vir 'n volk. Ek weet dit. Ek gaan dit nou met u deel, hoekom ek dit weet. Maar die gedagte kom weer by my op. Gaan die mense luister?
Gaan ek weer 'n jaar of 6 maande of 4 maande of 3 maande deur 'n land ry en ek is maar net mismoedig oor die nie luister nie. Ek weet ek moet ry. Ek gaan dit doen en ek gaan dit klaar doen want dit is my opdrag. Wat ek nou vir u getuienisse vinnig gaan gee, maar terwyl ek nou daaraan dink, kry ek die volgende SMS. Esegiel 2, vers 5, 6 en 7. Net 3 verse. My vrou stuur hom vir my. Sy sit in die kamer, gewoonlik as ek nuus laat aand kyk, gaan slaap sy so uur of so voor my. Dan sit sy nog in die bed en lees sy so 'n wit omslag Bybel. Dan lees sy 'n partykeer as sy voel 'n vers is vir my of dan SMS hom sommer uit die kamer uit vir my. Toe ek die 3 verse gelees het, storm ek die kamer in, sy het daai lig afgesit om nou te gaan slaap. Want ek gaan slaap 'n bietjie laat omdat ek nog eers baie e-poste moet antwoord en lees. En ek sê vir haar, lees jy gedagtes? Sy sê nee, sy is nou half al gelê. Nee, hoe bedoel jy nou? Ek sê, ek vandag iets met jou gepraat oor hierdie skrif wat jy nou vir my gestuur het. Sy sê nee, en ek weet ek het nie, want ek was heeldag uit. Maar of hulle nou al luister of nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Hulle sal moet erken dat daar 'n profeet in hulle midde gewees het. Daardeur sê ek nie, ek is 'n profeet nie, dis net deel van die vers. En jy mense kind, wees nie vir hulle of hulle woorde bevrees nie, omdat dorings en distels by jou is. En jy by skerpioene woon. Wees nie bevrees vir hulle woorde en wees voor hulle aangesig nie verskrik nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Maar jy moet my woorde verkondig. Of hulle al luister of nie, want hulle is wederstrewig. So wat ek daardeur vir u vanaand sê is eenvoudig. Ek skrik nie wat 'n koerant môre gaan sê nie. Ek skrik nie wat hulle opinie gaan wees nie, want ek het die opdrag gekry. Moenie verskrik wees nie. Moenie bevrees wees vir hulle woorde nie, want wat het hulle nie al van my in die verlede gesê nie? Wat ek nie weet van wie hulle praat nie. Ek spot altyd en sê, ek sal hom net graag een keer my kas wil oopmaak en my eie geraamtes daarin kry en nie geraamtes wat ek nie van weet nie. Dat is al wat in my kas is, maar nie te min. Die oom bel my en hy sê vir my, jy moet 'n geestelike boodskap bring. En ek gaan daai naweek red Oktober toe Saterdagoggend. En toe ek moet praat, was dit 'n stormsterk wind. Stormsterk. 4 ouens moes die gazebo se 4 pote vashou. Die mense sit op loseeringbale. Die vrouens wat lang hare het wat nie vas is nie, waai oor hulle gesigte. Die stokkies in die sand waai so deur alles. En ek het 'n vleeslike, nie geestelik nie. Onthou ek het daai ou se oproep hier gesit in my lertjie. Soos ek sê, ek luister nie na iemand wat na my toe kom en sê, hoorie, jy moet dit gaan doen nie. Glad nie. Ek het my manier hoe ek wag en oplet op die stem van ons Skepper. En ek gaan dit nie in detail beskryf nie, want dan sal die vyand met my so wil begin kommunikeer, want daar's 'n gees in my ook wat iets begin verstaan en hoor. En ek het 'n vleeslike, ek het 'n feitelike, soos hierdie aanbieding vanaand, 'n feitelike aanbieding, syfers, dat ons die gevaarlikste land is, erger as Nigerië, in Somalië, oral waar hierdie oorlog is. Hier gaan meer mense hier dood in 'n jaar as daar. So ek het 'n goeie vleeslike aanbieding, akademiese aanbieding. Maar ek was nog nie 5 minute besig nie, toe sien ek het niemand se aandag nie. Niemand. Nie een nie. Nou goed, dis stormsterk wind, dis losering wat waai, dis chaos eintlik. En ek staan ook by so, bietjie 'n kleiner tafeltjie, net so hoog, bietjie kleiner, met my papiertjie. My papier was eintlik, die vleeslike voorbereidings was omtrent so groot.
Die wind het so sterk gewaai dat ek hom nie eers half kon vou nie, dan waai hy hom nog toe, dat ek nie kan lees nie. Ek moes hom so vou, dat hy nie toe waai nie, so sterk het die wind gewaai. En terwyl ek so besig is met my voorbereiding, kyk ek terug na hierdie Bybel toe van my, wat soos hierdie stoel amper nou staan, agter my op 'n tafeltjie is. En dit het nog nooit met my gebeur nie, maar 'n baie snaakse ondervinding. Ek voel, ek wil hom vat. Ek kry net 'n behoefte, ek wil net my Bybel hier by my hê. Ek kan nie vir sê hoekom nie. Dit het maar net gebeur. Maar ek kyk terug en ek gaan weer aan met my aanbieding, maar nie eers 'n half minuut nie. En ek vat daai papier net so, soos ek nou voor julle maak, en ek druk hom in my sak. En ek draai om en ek vat my Bybel. En ek begin. En ek behandel Micha 4 met die mense. Nou ek wil vir u vanaand sê, elke skrif wat ek met u vanaand gaan behandel, het ek nie gesoek nie, het ek nie gaan voorberei nie, wat nie verkeerd is nie. Hier sit 'n pastoor hier in die gehoor, hier's dalk meer nog. Hy moet gaan voorberei vir 'n Sondag of vir sy diens, en hy gaan soek gepaste verse. Dis hoe dit gedoen word, daar's nie fout nie. Maar hierdie verse en skrifte wat ek vanaand met u gaan deel, het ek nie gaan soek nie. Dis deur getuienisse en bevestigings, vers vir vers, skrif vir skrif, vir my gegee. En ek sê vir u vanaand, toets die Gees in my, in die volgende jare wat kom. Toets hom. As ons kyk, die einde van die laaste foto van professor Dievenage, het ek so 'n ploffinkie gesien met chaos. Onthou julle hoe die koerante vir ons gelag, toe hulle 9 jaar terug praat van Suidlanders praat van chaos en anargie. Toe sit 'n groot grap. En ek het nie die chaos en anargie gesien nie, nee. Die Gees wat my opgerig het dit gesien. Daarom kon ek in 'n tyd 10 jaar voor die chaos vir ons almal sigbaar raak. Kon die Gees dit al sien en het op my hart druk om die genoegsame tyd te gee om voor te berei. Of u dit gedoen het, was jou saak, my maat. Want daai Gees was reg. Net 2 artikels die afgelope 2 weke, when the lights goes off, dan ontruim die Amerikaanse ambassade sy personeel. 'n Ambassade gebou met sulke dik betonmure, met genoeg masjiengewere en bankers en kos vir maande. Maar ons mense sê nee, ek, daai woordjie ek. Ek sal nou vir u lees in Jeremia 13, die hoogmoed van Juda. En ek vat my Bybel en ek gaan deur Micha 4 voor daai mense, in daai storm, tussen daai loseringbale. En daar's nie een wat nie luister nie. Met daai wind, met daai losering, met daai sand wat waai. Daar was een wat nie geluister het nie. Die Volksblad se joernalis. Ek sal nou weer terugkom na sy artikel toe, wanneer ek Micha 4 met julle behandel. En onthou, die Gees het my Micha 4 gegee. So ek weet klaar wat kom. Al hoef ek van hierdie land niks geweet het nie, weet ek presies wat kom. Ek weet klaar wat is die toestand van my volk, want die Gees het dit ook klaar vir my gewys. En dis waarom ek dit vanaand met u moet hanteer. En hierdie vanaand gaan oor elke individu vanaand hier. En ek behandel Micha 4 en ek sien hoe die Gees, nie Gustav Miller nie, ek is niks, daar's niks goed in my nie. Maar ek sien hoe die Gees, want onthou net voor dit, het Gustav Miller die fisiese, goed voorbereiding begin hanteer.
toe het ek nie eenhou se aandag nie. Die oomblik toe die gees werksaam raak, toe het ek net een se nie. So jy kan lag, jy kan maak wat jy wil. As 'n ou spreker wat sê, wie laaste lag, lag die lekkerste. Ek lag nog nie. My lag sal kom wanneer die vuurkleur wapper. Dan sal my lag kom. Nou is dit alles behalwe tyd om te lag. En ek ry terug, en ek dink, die ou het my gebel, en vir my gesê, jy moet 'n geestelike boodskap bring. Hier gaan ek na Red Oktober toe, met 'n vleeslike boodskap. Ek het nie 'n geestelike boodskap voorberei nie, hoewel ek toe klaar Micha 4 gekry het, al 8-9 maande gelede. Maar die skrifte wat ek vanaand met u gaan behandel, het ek oor die laaste tussen 11 en 4 maande terug reeds gekry. My inleiding, die middeldeel en die afsluiting. En ek het hulle nie gaan soek nie. Hulle het na my toe gekom. En ek ry terug. So onthou, ons het nou 2 bevestigings, né? Iemand bel my, en die ondervinding by Red Oktober, dat daar 'n geestelike honger is, of 'n belangstelling, of 'n soeke. En ek sit in top terwyl ek terugry, in die bakkie, en ek wonder, wat het vandag gebeur? Want ek het 'n aanbieding gaan gee, wat ek glad nie sou gee nie. En my foon lui, en my skoonpa is aan die ander kant van die lyn, Adrian Snyman. Ek en hy praat, eenmal in 2, 3, 4 maande partykeer. Nie omdat daar 'n probleem is, ons is baie lief vir mekaar, maar ons praat net nie baie nie. En hier bel hy my op 'n Saterdagmiddag, sê maar 12:00, 1:00 se kant, toe ek nou terugry van Red Oktober af terug huis toe. En hy sê vir my, hy het 'n droom gehad, en hy het lanklaas so helder droom gehad. Nou ek gaan nie vir u uitwy oor sy vermoë rondom sulke dinge nie, ek gaan maar net vir u dit opsom en sê, hy het 'n klein gawe, ja, ek noem dit klein, want jy het in die Bybel die groot profete gehad, wie se name hier is, en wie ek vanaand gaan behandel, en had jy die profete seuns gehad, wat kleiner gawe gehad het, maar steeds profeties. En al wat ek vir u gaan sê, in een van sy drome wat presies gebeur het, was oom Eugene Terreblans se dood. 6 maande voor dit het hy 'n droom gehad, wat skokkend korrek was. Skokkend akkuraat. Maar ek gaan nie vir u die droom vertel nie. Ek gaan u die droom vertel wat hy my toe nou vertel. Hy sê vir my, ek droom, hy loop tussen baie mense, soos u nou hier. Hy loop hier tussen u en hy gesels met almal in die droom. En na hy nou so met almal gesels het, kom hy terug, en ek sit in 'n sitkamer, en hy kom sit op 'n stoel reg oor my. En hy sê vir my, in die droom, Gustaf, ek het 'n snaakse ding nou ondervind. En ek vra vir hom, wat is dit, pa? Hy sê, die mense wat ek deurgeloop en gesels het mee, praat nie meer oor Zuma, en bedrog, en ekonomie, hulle praat nie meer oor dit nie, hulle praat geestelik. En in die droom vra hy vir my, wat dink jy van die droom? Hy vra dit in die droom vir my. Nee, ekskuus, hy vra in die droom vir my, wat dink jy van dat die mense so geestelik praat en die behoefte het? En hy sê, ek het hom in sy oë gekyk, en 'n rukkie getuur in sy oë en vir hom gesê, pa, dis 'n teken dat die tyd naby is. Nou wat ek in hierdie droom sien is eenvoudig, die geestelike honger wat hy vir my oor die foon vertel. Nommer 3. Die ou het my gebel, 4 dae later Red Oktober se ondervinding, waar ek sien die gees se uitwerking. Daarna die droom, wat sê dat die mense praat geestelik, dis nommer 3. Nommer 4, bel vir hulle my in vrede, hulle hou 'n Suidlander opleidingskamp, dan vra of ek dit wil bywoon. Ek sê ja, maar ek sal Sondag 'n erediens bring. Want toe begin ek klaar na die geestelike beweeg.
Lang storie kort, daai Sondag hou ek die erediens daar in Oom Ben se stoor. En toe klaar is, toe kom 'n ou na my toe, hy was nou in Oosrand se vergadering, Neil, ek het hom daar ontmoet. Hy sê vir my, of gesien, hy sê vir my, min mense sal die vrymoedigheid hê om dit vir jou te sê, maar ek gaan dit vir jou sê. Hierdie boodskap wat jy vandag gebring het, moet die volk hoor. Daar's nommer 4. Ek vertel julle hoe my lewe is, hoe ek dit doen. En ons gaan drink tee en melkter daar by Oom Ben se huis. En terwyl ons manne daar sit en oor ander dinge ook begin reëlings maak en gesels, toe loer daar so ou tannie by die deur in. En sy sê, maak die ouens net gou stil, sy sê, ek wil net gou iets vir Gustaf sê, want ek sit op die verste punt in die vertrek. Sy sê vir my, al was hierdie hele naweek een groot mislukking, en ek het net gekom om te hoor wat ek vandag gehoor het, was dit die moeite werd. Waar is ons nou? Bel, Red Oktober, Droom, Neil, 5de een. Daarna gaan ek Wesrand toe. Ek berei 'n vleeslike, ek gaan nie sê wat ek daar moes doen. Moes ek met persone wat die eienaars van sekuriteitsmaatskappye is, onderhandelings voer. So jy kan nou dink, dis nou geen voorbereiding uit die woord uit nie. Geen. Dis nou van, ek gaan nou die eienaars sien van maatskappye wat en hierdie buurtwagte, een het 500 gesinne in sy buurtwag en ander 1500. So jy kan nou dink, ek gaan nou nie vir hulle preek nie. Nee? So ek berei ons heel anders voor. En hulle bel terwyl ons daar is. 'n redelike, dit was net die Suidlander leiers, die leiers is omtrent hierdie groep wat die kant sit, daar in die Wesrand, van die Suidlanders, die leiers. En hulle bel en sê die sekuriteitsouens in die buurtwag, hulle het 'n insident en 'n situasie gehad, hulle gaan baie laat wees. Hulle sê nie hoe laat nie, hulle sê is moeilik om te sê hoe laat. En dis dit. En hier staan ons nou, so of ons gaan nou almal maar kuier met mekaar, vir onbeperk, 'n halfuur of 'n 3/4 uur, hoe lank gaan die ouens nou vat? En dit kom in my hart op en ek sê vir Bertus, ek dink die Here wil hê, ek moet 'n geestelike boodskap vir julle bring. Kom ons begin. En weet jy wat is wonderlik? Toe ek daai boodskap afgesluit het, behalwe die aandag en die konsentrasie wat daar was, behalwe dit, toe ek sê amen, toe kom die buurtwag ouens ingestap. Toe het die Gees en die Here dit so gereël, dat ek daai geestesboodskap moes bring, en toe ek hom klaar gebring het, toe kom dit waarvoor ek voorbereid was eers ingestap. Ons dien 'n lewende God. Glo jy dit regtig? Of sê jy dit maar net? Dis nommer 6. Nommer 7 was Hoedspruit. Nommer 8, ek gaan nie almal vertel nie. Nommer 8, kom 'n ou na my toe en hy sê vir my, as jy nie die boodskap bring wat jy 16 Desember gebring het nie, sal God jou uithaal. Nie een van hierdie 8 weet van mekaar nie. Toe weet ek, dit moet ek vir u bring. En soos professor Dievenage vanaand vir ons gesê het, is die politieke arena is onstabiel. Baie onvoorspelbaar. En ek verstaan het. Ek was eendag in 'n ekonomiese aanbieding in die area bestuurder van die Vrystaat baie jare terug, toe ek nog besighede of goeders gehad het. En toe vra een van die ouens in die gehoor vir hom, soos julle nou vanaand vir professor hier gevra het, vra vir hom, wat gaan die rentekoers maak einde van die maand? Dis nou soos julle vir my altyd vra, wanneer? Vra jy seker, almal vra vir die ekonomie, wat gaan die rentekoers maak? Jy wil weet of jy gaan minder paaiement betaal, jy kan meer spur toe gaan. En daai ekonomiese antwoord, en ons praat nou van 'n Standard Bank, ons praat van 'n Grootkop,
Toe sê hy, weet jy wat? Een dag vra ou my daai selfe vraag en ek sê vir hom, einde van die maand gaan die rentekoers 2% af. Hy sê, en toe kom hy einde van die maand, en toe gaan die rentekoers 2% op. In 'n ander geleentheid vra hy hom weer, en hy sê vir die ou, volgende week gaan die rentekoers met 0,5% op. En hy week daarna, toe gaan die rentekoers met 0,5% op. Toe sê hy presies reg. Toe sê hy, jy kan die ekonomiese omgewing nie voorspel nie. Daar's net ergens 'n ou wat 'n klip ergens in 'n oliepyp gooi en dit het 'n effek op die ekonomie. Ergens 'n ou wat by Kuiberg iets aanvang en die grid kom tot stilstand. Wat ook al. Daar's te veel veranderlikes en onvoorspelbares. En dis dieselfde hier. Dis hoekom sal professor Dievenage hier altyd 'n neutrale, akademiese, navorsende antwoord gee. Maar wat nog steeds nie vir u ooit, en ek neem hom nie kwaadlik nie, dis die realiteite. Daar sien ons met die Oekraïne, met Sirië, met Libië, waar 'n land soos Amerika, met top raadgewers, met een van die top inligtingsdienste ter wêreld, indien nie die beste inligtingsdiens nie, erken in die laaste tye hulle foute in Irak of in Sirië. Want nou moet hulle saam met ouens veg, teen ouens veg, vir wie hulle wapens gegee het, om teen Sirië te veg. En jy kan hulle nie kwaadlik neem, want dis die kompleksiteit van politiek. Die Eerste Wêreldoorlog is begin deur, wat is dit, Frans Ferdinand, wat deur 'n student in die straat geskiet is. Het daai student gedink toe hy 'n oomie in die straat skiet, ek gaan 'n wêreldoorlog ontketen? Verseker nie. Dis politiek. Maar as daar een ding is wat vas staan, dan is dit God. As daar een ding is wat vas staan, is as hy vir jou sê, as jy by my naam skuil, as jy my insettinge en verordeninge hou, dan sal ek jou uitred. Dis 'n belofte. Jesaja 5. Kom ons kyk wat het God vir ons. Kom ons gaan bietjie terug in ons geskiedenis. En u moet nooit uit die oog verloor dat elke skrif wat hier gegee is bevestig nie. Ek het hom nie sommer net gaan soek of sommer net by hom oopgemaak nie. Hy is bevestig uit verskillende oorde wat mekaar nie ken nie. Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, en hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal, en dit beplant met edel wingerdstokke, en hy het 'n toring daar binne-in gebou, en ook 'n parskyp daarin uitgekap, en hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring. Hier is 'n liefdesverhouding tussen God en sy kinders, waar hy sy kinders vergelyk met 'n wingerd, en hy sê, ek het hierdie wingerd op 'n vrugbare heuwel, so dis goeie grond. En jy sal sien as ek later verder lees, hy het 'n doringheining ook om hierdie boord gesit, om hom te beskerm. En hy het 'n toring daar binne gebou in 'n parskyp, hy het dit mooi gemaak. Sien in die gedagtes 'n groentetuin of 'n wingerd met druiwestokke wat die klippe uitgehaal is, vrugbare grond. Die dorings en dissels is uitgekap met 'n doringheining vir beskerming. En dis wat hy vir hierdie boervolk gegee het. Want vanaand is elke gedeelte wat ons lees, is vir ons. Want hy's vir ons gegee. Kom ons kyk na Suid-Afrika. Hy vra hier verder, ek wil net hierdie vers lees. Hy sê, na hy nou gesê het, hy die klippe uitgehaal,
Parskep gebou, toring gebou, doringheining opgesit, alles wat hy mooi gedoen het. Vra God die volgende vraag: wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit het wilde druiwe voortgebring? Daar plant God in die suidpunt van Afrika 'n volk, 'n edel wingerdstok. Want ons voorouers was edel. Dankie Vader dat hulle vir hom lief was. Want ek dink dis al wat ons nog staande hou is sy liefde, waar hy sê, ek bewys barmhartigheid tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het. So sê dankie vir jou pa dat hy 'n gelowige was. Want daar's nog barmhartigheid vir ons. Hy plant ons in 'n land wat elke element wat in die wêreld is hier. Bosveld, grasvlaktes, tropies, Natal, wildernis. Mario se wêreld daar teen die Weskus, Boesmanland, Namakwa-land. Daar's bykans nie 'n gesig wat jy in die wêreld moet gaan kyk wat nie in hierdie een land is nie. Minerale, goud, silwer, krom vanadium, platinum. Wat 'n mineraal het ons nie? Verrykte Iran. En hy vra vanaand vir u. Hy vra vir ons. Want hy het 'n regsaak met ons. Hy vra vir ons vanaand, wat is daar meer te doen aan my wingerd? Ek vra u vanaand, wat meer moes God vir ons gegee het as Suid-Afrika? Wat meer moes hy gedoen het? Moes hy ons nog minerale gegee het? Moes hy ons nog landbou gegee het? Want ons het 'n landbouland gehad wat al die jare uitgevoer het in Afrika in. Nooit 'n koringkorrel en mielies ingevoer het en nou is dit anders. Dis die land wat hy vir ons gegee het. Vir 'n heilige volk. Hoekom sê ek 'n heilige volk? Hoor wat ek sê, nie 'n skynheilige volk nie. Want dis wat hierdie volk geraak het. Nou die dag stuur Naomi 'n SMS vir 'n vrou en sy het seker 'n nuwe foon en die nommer wys seker nie haar naam nie, ek neem so aan. 'n Bybelversie of 'n mooi gedagtetjie en die vrou stuur terug, hou op om sulke KAK SMS'e vir my te stuur. Jy mors my effen tyd. Sy is baie ontsteld. Sy sê vir my, wat moet sy doen? Ek sê, bel haar. Vra vir haar, Jesus, hoekom? Wat pla jou? En toe sê haar, bel. En sy vra, wie praat? Toe sê sy is Naomi, Gustav van die Suidlander se vrou. Is dit jy? Laat ons mekaar nie meer blaf nie, mense. Ons kan maar so aanhou politiek speel. Ons sal kyk wat ons God moet ons doen, want hy het dit vir my klaar gesê. Wat hy met ons gaan doen. Roger Thiel het dit ook gesê. Blood is gonna flow in the streets of South Africa. Toe in Durban staan, toe sê DUBRN, Durban will burn. Hy het daai aand gevra, hoeveel profesieë wil julle hê? Want hy dra sekerlik kennis van Siener van Rensburg, Johanna Brandt, Rick Joyner. Hy vra vir daai mense, want op 'n stadium lyk dit half grappig. Hy sê dit lyk, it's a bit of a joke here, hè? Terwyl hy van God af 'n boodskap bring. En jy gaan die vrugte pluk, my maat. Jy gaan nie uitstap en jy gaan jou eie vrugte pluk. Maar hulle het wilde druiwe voortgebring. Wat se druiwe is wilde druiwe? Ons het die wêreld gekies. Toe die wêreld sê, ons moet 'n reënboognasie bou, toe bou ons hom. Hierdie heilige volk, kom ons noem dit liewer 'n skynheilige volk. En mense, ek veralgemeen nou.
Ek weet daar's mense wat die knie nie buig nie. Maar besluit u self maar of u een van hulle is, of u die Sabbat en die 7de dag regtig heilig, byvoorbeeld. Ek lees nou die dag 'n dagboek van Bloedrivier. 15 Desember, toe sê die man, toe daai manne die waans in die veghekke vasmaak, toe sê hy vir hulle, maak klaar, want môre mag ons aan niks raak nie, want miskien ontheilig ons die Sabbat, miskien ontheilig ons hom. Dis die groepie mense wat 'n wêreldwonderwerk beleef het. Besluit u maar wie van ons kwalifiseer net op hierdie een wat ek nou gesê het. So, ons moet ophou speelietjie speel. En toe bou ons hierdie reënboognasie en 'n Hollandse joernalis vra vir my, so redelik onlangs. Hy sê vir my, jy geweet die reënboognasie gaan nie werk nie. Hoor mooi sy vraag, het jy geweet, hy gaan nie werk nie, so, hy weet klaar, hy werk nie. Ek sê vir hom, ja. Maar net soos ek nou vir julle sê, en hy is baie verbaas oor ek so gemaklik sê, ja. Want, dit is nie moeilik nie. En hy sê vir my, maar hoekom sê jy dit so maklik en hy praat in Engels? Hoekom sê jy dit so vinnig? Ek sê, because I'm a Christian. Hy sê vir my, but I'm a Christian too. And I thought it will work. Ek sê, then you don't read your Bible. Nou sê hy half ongemaklik. Hy sê, nee, ek sê, did you read Daniel? Oh, Daniel. No, Daniel is in Old Testament. It's over. Kom ek vertel julle 'n goue verhaaltjie. Die dominee kom hier aand by die huis om huisbesoek te doen. En die oom bring vir hom 'n Bybel waaruit hy moet lees, en toe hy hom oopmaak, toe sê so 'n paar blaaie in die hele Bybel. Al die ander is uitgeskeur. En die dominee is ontsteld. Oom, wat gaan met hierdie Bybel van jou aan? Hy sê, nee, dominee. Elke keer wat jy gesê die politieke speelveld het verander, dit is nie nou regtig meer nodig nie. Die Ou Testament is verby, dis oudtyds. Daar is die Ou Testament. As ons hom vanaand uitskeer, dan is dit al wat oorbly van ons Bybels. En so het hy die Nuwe Testament ook. Alles wat die dominee sê, dis alright. Is nie heeltemal reg nie, maar die genade is so groot, jy kan dit eintlik maar doen. Dat hy het geuitskeer. Maar hoekom lees jy dit dan nou? En toe sê hy van daai paar blaaie is al wat oor is van u Bybel. En dis omdat dit al is wat oor is van ons Bybels, en die kennis van ons en ons Bybels, dat ons vanaand hier sit. En ons kan maar politiek praat, so lank as ons wil. Hulle sal 'n boek een van die dae skryf soos oor Zimbabwe. What went wrong in Rhodesia? What went wrong in South Africa? Hou maar aan praat. Ek het my keuse gemaak op wat en wie ek my hoop sit en wat 'n pad ek gaan loop. En die vreugde en die vrede wat ek in my hart het, al slaan ek neer as ek hier uitstap, al skiet hulle my met 'n AK flenters as ek op my eerste draai ry, ek hoop dat ek die krag sal hê om met 'n glimlag dood te gaan. En ek sê vir hom, oh, Daniel is the Old Testament. But then you must go and show me where Jesus is living now, waar Jesus bly. Nou is hy baie geskok. What do you mean? Ek sê presies wat ek sê. Want as die Ou Testament verby is, dan is die koninkryke van die aarde mos verby. Dan moet die rotskoninkryk mos reeds in plek wees, wat 'n ewige koninkryk is, wat hom as koning en heerser het, vir ewig. Ek sê vir hom, kan hulle net daar buite stil bly asseblief? Asseblief, ek gaan nie kompeteer met mense wanneer ek hieroor praat nie. Die kop van goud, Nebukadneser, het ek vinnig vir u die verhaaltjie vertel. Nebukadneser, 'n koning, groot koning. Jy sal nou hoor hoe groot hy was. Hy sê, hy het 'n droom gehad, en hy roep al sy wyse manne en sy profete, en hy sê, ek het gedroom gehad
Vertel my wat het ek gedroom en sê my wat dit beteken. Nou ja, ek het gisteraand 'n droom gehad. Gaan jy my gou vertel wat ek gedroom het? Nee, presies wat Daniël ook sê, vir Nebukadneser. Hy sê, maar, jy kan dieselfde sê, maar ek dien 'n God, hopende dat jy hom dien. Ek dien 'n God wat die openbaarder van geheimenisse is. En ek sal hom gaan raadpleeg. Miskien gee hy dit vir my. En Daniël is terug na sy makkers toe, Shadrag, Mesach en Abednego, wat ons weet in die oond gegooi was. En hy sê, kerels, nou moet ons bid. Hier is 'n saak wat net God vir ons kan oplos. Net soos wat hierdie saak in Suid-Afrika net deur God opgelos kan word. Lang storie kort, God gee vir hom die droom en die uitlegging. En hy gaan terug na Nebukadneser toe. En hy sê vir hom, o koning, u het gedroom van 'n beeld, groot beeld, met 'n kop van goud, arms en 'n bors van silwer, buik en lendene van koper, bene van yster en voete van yster en klei. Maar een ding moet ons mooi onthou, God het dit aan hom geopenbaar. So wat hy gesê het, het God gesê. Julle moet dit mooi hoor en mooi verstaan, want hieruit gaan u die arrogansie van die mensdom raak sien, wat Jeremia 13 is, wat vir my gegee is. En hy sê, o koning, die kop van goud, die beeld stel wêreldkoninkryke, die grootste wêreldkoninkryke, wat gaan heers oor die eeue heen. Die grootste is die kop van goud, dit is u, o koning. So ons kan hier weet, nie bespiegel en polities en redekabel. Gaan vra jy nou maar vir enige geskiedkundige wat 'n koninkryk dink hy was die grootste. Dan gaan die een vir jou sê Alexander die Grote en die ander een daai een. Nee, ek het klaar die antwoord. Want die een wat alles weet, wat alles gemaak het, wat al die nasies op die aarde gemaak het, wat nie toestemming vra vir United Nations nie, wat nie toestemming vra vir CIA nie, my maat, wat besluit oor die lotgevalle van volke en nasies, wat nasies in die plek gee van die wat hy lief het, sê hy sal ek volke gee in hulle plek. Hy maak soos hy wil, wanneer hy wil en hoe hy wil. En hy sê, u is die kop van goud. En na u gaan daar nog 'n groot wêreldkoninkryk kom. Swakker as u, maar ook sterk. Die bors en arms van silwer. En na daai koninkryk, weer 'n kleiner een. Die een van koper. En na daai almal wêreldkoninkryke, né? Ek gaan nou nie op die koninkryke ingaan nie. En na hom, die een van die bene van yster, na die koper. En dan die laaste wêreldkoninkryk is die ene van voete van yster en klei. Nou sien hierdie Hollandse joernalis presies nou waarheen dit gaan. Hy sê no, let's move to another point. Ek sê no. Now we move nowhere. Want nou gaan ek jou onderrig as 'n Christen, want dis weens 'n gebrek aan kennis dat hierdie volk te gronde gaan en jy as 'n Hollander in Holland ook. Hy beskryf nog daai voete van yster en klei. Hy sê, hulle sal deur menslike gemeenskap probeer om vermeng te raak. Dis die koninkryk wat ons tans in is. Die vermengingskoninkryk. Die reënboognasie. Die New World Order. Is 'n vermengingskoninkryk. Hy sê, my sal nie so sterk wees nie, maar daar sal verdeeldheid wees. Want die yster en die klei is bros, pottebakkersklei, praat hy van. Pottebakkersklei, praat hy van. Is bros. Dit sal 'n verdeelde koninkryk wees, noem hy hom. En kom ek sê vir u vanaand, daai koninkryk se verbrokkeling het reeds begin. Omsiener van Rensburg het gesê, hy sal in Europa begin, regsisme.
25.000 regse soue optog in Dresden, Hamburg, Berlyn, die Ryne in Frankryk, Swede, Hongarije, in Engeland ook. Want hy sê van daar af sal dit oor die wêreld versprei. Want God, nie Daniel nie, God het gesê, daai laaste koninkryk sal 'n rots loskom, wat hom sal fynmaal, en die wind sal hom wegwaai. Die wind van die Heilige Gees sal hom wegwaai. So meneer Hollandse joernalis, en die heerser van daai koninkryk is die Messias. Hy heers oor daai laaste koninkryk vir altyd. So as jy nou vir my sê dis verby, gaan wys my waar bly die Messias in sy paleis. Ek gaan vir u opsom wat was sy reaksie aan die einde. Behalwe dat hy groot vriende met my geword het, want hy vra op 'n stadium vir my, can I take a photo of you? Ek sê, what do you mean? You're walking around with a camera this size, hy neem nog heel oggend sy kameraman, want hy praat met my en hierdie ander ou neem my hande af. Hy neem alles van my af. Ek sê, nou vra hy vir my, kan jy nog 'n foto kry? Jy het seker al 3000 geneem. Hy sê, no, for me. En hy haal sy selfoon uit. Ek sê, ja, is reg. En hy gee die selfoon vir sy kameraman en hy vat my om die lyf met so 'n glimlag en die kameraman neem 'n foto. So om net op te som, dit was nie in 'n vyhandige aard nie, nê? Want 'n sagte woord keer die grimmigheid af, maar die kennis is vir hom gebring en hy as 'n Christen het onmiddellik dit ingesien. En hy sit teen die einde om dit op te som, sit hy daar op die stoepie van die gastehuis waar ons die onderhoud gevoer het. En hy trek hy sigaret van hom so diep en hy blaas hom. Julle weet mos as 'n roker so bepeins. En ek sê van, what are you thinking now? I want to know. Hy sê vir my, today a total other world opened for me. And I don't know how to take this message to Europe. Daar het vir hom 'n totaal nuwe wêreld oopgegaan. En hy weet nie hoe om hierdie boodskap te gaan uitdra nie. En ons is as vriende uit mekaar uit. En so kom ons by Jeremia 13. Jeremia 13 het 'n besonderse getuienis eintlik om hom. Ek gaan nie oor dit uitbrei nie. Ek gaan vinnig vir 'n paar goed sê dat ons die tyd nie te ver dat gaan nie. Jeremia 13 was die skrif waarmee Suidlanders begin is. Baie jare terug. Dis die skrif wat deur bevestiging daai tyd gegee is wat ek moes bring. Vir 3 jaar het ek dit gebring voordat die Gees my gelei het om die vleeslike fisiese voorbereiding, wat ook geesgeleid was. Wat ek vir jou gesê het om waantjies te pak, was alles geesgeleid. So as jy nie gepak het nie, jy gaan probleme kry. As jy nie 'n rugsak het nie, jy gaan. Dis die Gees wat dit op my hart gedruk het. Jy het nie gaan sit en uitdink nie. Moet my geen eer gee. Die dag as jy sien jy moes 'n sak gehad het, dan moet jy nie sê Gustav was reg nie. Dan sê jy die Gees wat deur hom gespreek het was reg en laat die tyd my toets. Want jy gaan my verseker nie toets nie. Die tyd sal die Gees wat in my is. Of ek staan hier en ek vertel leuns, laat die tyd my toets. So ver is ons nog akkuraat. Dankie vir die Vader daarvoor. Want dis net genade. Wat ons nie verdien nie. Nie een van ons nie, ek ook nie. En ek top, toe ek hierdie geestelike in vrede gaan gee, en toe daar half amper by die Wesrand, noem dit nou maar deur die omstandighede gedwing word om dit te gee, kom die gedagte by my op, het ons by die einde van 'n sirkel gekom, want Suidlanders het begin met 3 jaar bekeringsboodskap, toe het ek geen waantjies en rugsakke en kos en moeilikheid gepraat nie, ek het net gepreek, Jeremia 13, sal. En na die 3 jaar toe gaan dit oor na die vleeslike waarskuwing. Van waantjies en kos en hier kom moeilikheid en ongelukkig moes ek die koerante en politieke uitsprake gebruik. Jammer dat ek nie die Gees kon gebruik nie. Want dan was daar dalk altyd net een op my vergadering. Hartseer, nê? En ek kry die gevoel van, dis die einde van 'n sirkel. Dis wat ek dink. En ek hou 'n vergadering in Desember maand, geestelike vergadering, in Witbank.
En na ek die vergadering gehou het, onthou, sirkel was my gedagte. Ek het met niemand gepraat oor en dis maar iets wat ek gedink het. En dan kom 'n ou tannie, die ou tannies is gevaarlik. As ek hulle sien op my afstand, dan wil ek al weghardloop. En al wat sy vir my kom sê, sy's Engels. Sy sê ek het 'n droom gisterand gehad. Ek sê o? Sy sê ek het gedroom van 'n sirkel. En sy loop. Ek het gedroom van 'n sirkel. Ek dink oor die sirkel, ons het begin met geloof, en ons is weer daar. Sirkel is klaar. Ons gaan nie meer vir mense sê, jy moet 'n waantjie pak nie. Ou wat nou nie kan sien, as die Suid-Afrikaanse regering sê, when the lights goes off, total blackout, dan vat Zuma die kabinet ergens na 'n geheime plek toe, waar hulle deur die weermag beskerm sal word. SABC, Johannesburg, PE, damme, brandstof, opgaarplekke, gaan onmiddellike militêre ontplooiing plaasvind. As dit nie vir jou sê wat dit sê nie, dan weet ek nie waar jy jou matriek geskryf, of jy staan 'n 2 dalk geskryf nie. Ek dink nie jy hoef matriek nodig te hê daarvoor nie. Met respek gesê. En ek is die aand in Migdol, daar in Wes-Transvaal, en ons sit 11 uur die nag, weer 'n klomp mans en bespreek 'n paar dingetjies, en Alet kom in, Martin Bloem se vrou, en sy buk ook so in, daai loer om die hoek is ook 'n gevaarlike een, en sy sê vir my, ek het 'n skrif vir jou, maar sy fluister dit so, ek het 'n skrif vir jou, ek sê, skryf hom op 'n papier, en sit hom op my Bybel in die kamer, en toe ek in my kamer kom, 11:30 daai aand, na ons klaar gepraat het, of 12:30, ek kan nie onthou nie, toe lê die papiertjie hier, en weet jy wat staan op die papier? Jeremia 13. By die begin. Die sirkel is voltooi. Daar's net op hierdie punt wat ek vinnig vir u net sê, Jeremia 13, 3 bevestigings. Ek het hom gedink, die droom, en die skrif op die stukkie papier. En ek wou nie, dit moet ek bysê, ek het geworstel oor Jeremia 13 die heeltyd, want ek weet dis 'n skrif wat lankal reeds gegee is, maar moet ek nou weer oor Jeremia 13? Want miskien is sy tyd verby. En dis hoekom ek vanaand vir u sê, nou sien ek sy tyd is nie verby nie. So dan weet ek wat is nog die toestand van hierdie volk. Want die Gees wys dit vir my. Deur wat hy my gee om vir u te gee. As hy vanaand vir my gegee het, om vir u te sê, u is 'n pragtige volk, ek gaan julle herstel, hy gaan sy uitverkoos herstel, verseker, maar as ek vanaand vir u net die goeie nuus, en ek gaan nou by die goeie nuus kom, want daar is, maar die vraag gaan wees, gaan jy deel van die goeie nuus wees, ja of nee, want daar's 'n voorwaarde, baie eenvoudig, maar daar's 'n voorwaarde. En ek sien, dan moet ek maar Jeremia 13 weer. So het die Here vir my gesê, gaan koop vir jou 'n linnegord en bind dit om jou heupe, maar laat dit nie in die water kom nie. En ek het die gord gekoop volgens die woord van die Here en dit om my heupe gebind. Toe het die woord van die Here vir 'n tweede keer tot my gekom en gesê, neem die gord wat jy gekoop het, wat om jou heupe is, en maak klaar. Ga na die Eufraat en steek dit daar weg in 'n klipskeur. Daarop het ek gegaan en dit weggesteek by die Eufraat, soos die Here my beveel het. En na verloop van baie dae het die Here vir my gesê, maak klaar, dis nou vir Jeremia, maak klaar, gaan na die Eufraat en haal die gord daar vandaan wat ek jou beveel het om daar weg te steek. Daarop het ek na die Eufraat gegaan en gegrawe en het uit die grond geneem van die plek af waar ek dit weggesteek het. En kyk, die gord het bederf geraak, dit was waardeloos, hy het vrot geraak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, so spreek die Here, so sal ek laat bederwe die hoogmoed van Juda en die van Jerusalem. Hierdie goddelose volk wat weier om na my woorde te luister, wat wandel in die verharding van hulle hart, en agter ander gode aanloop om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig. Hulle sal moet word soos hierdie gord waardeloos. Want soos die gord, hier's weer 'n stukkie liefdesverhaal, soos wat ons nou gelees het in Jesaja 5, want soos die gord kleef aan die heupe van 'n man, so het ek die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan my laat klewe, spreek die Here, om vir my te wees 'n volk. Ons moet 'n volk vir hom wees. Om vir my te wees 'n roem en 'n lof en 'n sieraad, maar hulle het nie geluister nie. Die druiwe was suur.
Want ons het mos die wêreld, ons het die reënboognasie gekies. Ons het gekies om op Sondag, wanneer ook al jy jou Sabbatdag vier, om te gaan hompie toe. En mense, ek veralgemeen nou, elkeen sal weet waar jy staan, my maat. Hy sê vir ons wat hy gaan doen. Kom ons kyk net vinnig na die hoogmoed van die boerevolk. Kom ons sit die boerevolk hier in. Hier's geweldige kennis opgesluit wat ek nie nou met u sal deel nie, want dis nog nie vir my gegee om te deel nie. Moenie dink ek is nou stil omdat ek nie weet wat om te sê nie. Dis om te bepaal wat die Gees wil hê ek moet sê. Laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met die wingerd gaan doen. Julle hoogmoed. Jeremia sê, hy het vir Jeremia gesê, gaan begrawe, gaan koop 'n nuwe gord, né? 'n splinter nuwe gord, en sit hom om jou jippe. Want hy sê, soos wat jy daai gord om jou jippe gedra het, so dra ek julle aan my jippe. Dis hoe lief ek vir julle is. Dis soos naby julle aan my is. Gaan begrawe hom. Toe gaan begrawe hom in die rivier. Toe gaan haal hy hom na 'n lang tyd uit. Alles opdragte wat God vir hom gegee het. En jy moet ophou hier aan hierdie twaksteur van mense wat sê die Bybel is geskryf deur mense. Dis geïnspireer deur die Heilige Gees. Jy speel met vuur. Want hierdie profete stem almal saam en sê dieselfde ding, wat duisende en honderde jare uit mekaar uitgeleef het. Hoe kon hulle dit reg kry? Hoe kan ek dink aan 'n sirkel en iemand droom en sê vir my, I dreamt about a circle, en draai om en loop? As ek dit nou vanaand vir u neerskryf, is dit ek? Is dit ek? Laat my nou dan te kenne gee wat ek met die wingerd gaan doen. Hierdie wingerd wat suurdruiwe opgelewer het. Wat gaan God nou met hom doen? Dis nou wat met ons gebeur. Nee, onthou wat ek vir u sê, is wat die Gees sê. Ek hoef niks van hierdie land se politiek te weet nie. Dis hoekom Rick Joyner uit 'n land uit kon kom van Amerika af na 'n land toe wat hy niks van weet nie. En hy kon kom sê wat ons besig is om op die strate nou te begin sien gebeur. Want die Gees wat alwetend en vooruitsienend is, het dit vir hom geopenbaar. Laat my nou dan jou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. Ek sal sy doringheining wegneem. Dit wat hierdie volk beskerm het in hierdie land, daai doringheining wat gemaak het, laat oom se dogtertjie kon stuur kafee toe 10:00 die aand, om 'n brood te koop, daai doringheining is weggeneem. Daarom moet ons Red Oktober hou waar bykans 4000 mense op die wreedste wyse verkragt en vermoor en doodgebrand en geslaan en opgekap en alles is. Want die doringheining van ons volk is weggeneem. Want ons het God se weë verlaat. Hy sê, ek vat die doringheining weg. Nou probeer ons maar met ons doringheiningkies op ons mure en sulke dik eisters voor ons vensters. In veiligheidshekke, want die heining wat ons eintlik kan beskerm, is daar nie meer nie. Ek is seker die seentjie verstaan wat ek sê. Is eenvoudig, nee my seun? Ja, my kind. Niks is ingewikkeld hierso nie. Ek sal sy doringheining wegneem, sodat dit verwoes word. Dis besig om te gebeur. Ek sal sy muur stukken slaan, daai mooi muur wat hy gebou het. Hy sal hom stukken slaan en breek, sodat dit vertrap word. Wat is die muur? Gaan lees maar wie is die hoeksteen van die muur. Dis die Messias. En die stene wat op die muur gebou word, dit is sy kinders. En hy sal daai muur, wat u is, ons hoeksteen is die Messias. Ons voorouers was die stene van die muur en ons ook. En hy gaan hom stukken breek en hy gaan hom laat hy vertrap word. Word hierdie volk nie vertrap vanaand nie? En ek sal dit 'n wildernis maak.
Laat ek vir u vanaand 'n projeksie gee, want die Gees gee hom. Hierdie land sal 'n wildernis word. Kyk maar. Kyk maar. Ek sal hier geleentheid gee om vanaand nog vir my te lag, maar ek weet nie eers of hiermee baie maande of 'n jaar of wat oor het om te lag nie. Dan sal hierdie woorde in vervulling gaan. Maar net die Vader ken die tye. En ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal nie gesnoei of omgespit word nie. Daar's nie meer versorging nie. Maar opskiet met dorings en dussels. En ek sal die wolke gebied om nie daarop te reën nie. Want die wingerd van die Here van die leerskare is die huis van Israel en die manne van Juda is die tuin van sy verlustiging. En hy het gewag op reg, maar kyk, dit was bloedvergieting op geregtigheid. Maar kyk, dit was geskreeu. Wat is hier anders as bloedvergieting in Suid-Afrika? Hier is die oplossing. Almal wil ons altyd 'n oplossing hê, né? Ek wou nog hierdie artikel net nou vir u wys om te sê dat die voete van Eyster en Klei besig om te verbrokkel met die regse optogte in Europa oor die wêreld heen en dan self hierdie opskrif in Suid-Afrika, rasgeverteer Suid-Afrika. Hulle kan maar sê dis gif, hulle kan maar sê wat hulle wil. My Bybel het klaar vir my gesê die voete van Eyster en Klei sal verbrokkel. Maklik. Dis so eenvoudig soos dit. Jy weet dit klaar. Is net tyd. Want 'n profesie is geskiedenis wat klaar geskryf is vir die toekoms. Dis net tyd. Sal. 'n Profesie is geskiedenis. Sy tyd moet net aanbreek. Sal. En ons is vanaand net in die profesie wat nog moet kom. Wat gegee is as nog moet kom. En hier is die oplossing. En hier is die woord vir elkeen van julle. Vir jou ou seun, vir jou sussie, vir jou ma, vir jou pa, vir die oupas en die oumas. Dis vir jou. Jy moet besluit wat jy hiermee gaan maak. In Jeremia 13 vers 16. Gee eer aan die Here julle God, voordat hy dit donker laat word. Voordat julle voete stamp teen die berge, in die skemering, terwyl julle wag op lig, maar hy dit doodskade weer maak in donkerheid verander. Toe professor Dievenage hier sê daar's lig in die tonnel, hier is die lig. Dis die enigste lig in hierdie tonnel, my maat. Die keuse gaan joune wees of jy jou oë gaan rig op hierdie lig. En of jy jou oë op die DA, Vryheidsfront Plus, en ek kritiseer niemand hier nie, ANC, besluit jy maar waar jy jou oë rig. Ek het my besluit geneem. Dis wat Joshua vir die volk gesê het. Kies wie julle wil dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Maar ons moenie net met ons lippe dit sê nie, mense. Doen ons dit met ons harte. Hy sê, julle bely met julle lippe dat julle my lief het, maar julle harte lê ver van my af. Want ons het nou net gelees van die hoogmoed van Juda en Jeremia. Kyk maar hoe die manne op Facebook met mekaar aangaan. Kyk hoe kritiseer en sê 'n ou aan ou sleg wat hy nie eers ken nie. Hy ken hom nie eers nie. Hy het nog nie 'n koffie saam met hom gedrink nie. Nee my maat, daar's 'n God in die hemel en jy gaan rekenskap gee. Jy gaan verantwoordelikheid aanvaar op 'n stadium. En jy sal die dag wanneer daai stadium aanbreek, sal jy weet, die Gees het dit vanaand hier vir jou gesê. Jy sal dit weet. Gee eer aan die Here julle God, voordat, hoor jy wat hier staan? Die donkerte kom, die voete teen die berge gaan gestamp word. Al wat die pleidooi hier is, gee eer aan my, voor jy jou voete teen die berge stamp. Dis nie 'n bergie buite 'n klip nie, dis koninkryke. Koning Goodwill Zwelithini doen 'n oproep op die Nguni tribe, die Zulus en die Xhosas, en nog. En die opskrif van die Engelse Koran sê, King Goodwill Zwelithini's call to arms. Dis 'n oproep instruksie aan die Nguni tribe, om die grond
in hierdie aksies wat nou kom, te beskerm en te verdedig teen die kolonialiste. Gee eer aan my naam voor julle voete stamp teen die berge, want ons gaan ons voete stamp teen hierdie ander koninkryke. En as jy dink jy het nie meer 'n identiteit nie, en as jy dink daar's nie meer 'n boervolk nie, jammer om van jou te hoor, maar daar is nog, en jy gaan jou voete teen die berge stamp. Maar wat gaan saak maak is, het jy eer aan die Here gegee? Want hy vra vir jou, gee eer aan my, voor jy jou voete stamp, sodat hy saam met jou is, wanneer jy jou voete stamp. Soos wat hy saam met ons was by Bloedrivier, want daai manne het eer aan hom gegee. Soveel eer, dat hulle nie aan iets wil raak op die Sabbatdag nie, dat hulle hom nie miskien ontheilig nie. Ons sou gesê het, hier kom 35.000 fikse Zulu soldate aan. Die kalf is in die put, ek sou dit gesê het, tot ek daai stukkie gelees het. Maar hulle het dit nie gesê, die kalf is in die put nie, ons maak vanaand klaar, want môre raak ons aan niks. En hulle het die eer aan God gegee, voor hulle voet gestamp het teen daai berg wat kom. En wat was die uitslag? Oorwinning. Want hulle het aan sy naam eer gegee voor. Hy wil aan jou kant wees, maar die keuse is by jou. En hoe jy jou lewe leef, want dis hoe jy jou lewe leef, want aan die vrug van die boom sê die boom ken. Hou op om met ons lippe te sê, hoe is lief vir die Here? Maar vanaand vloek jy elke 5de woord. Of soos julle provinsiale leier vir my sê, wat gereeld op die pad is, dat baie naweke kan hy nie plek kry in gastehuise nie, want die sleutelpartytjies boek die gastehuise ten volle uit. Waar die mans en die vrouens kom en hulle goedjies uitruil met mekaar. Vra vir Rian. Miskien is jy een van hulle. As jy nie is nie, gaan sê dit daar buite, want hulle is daar. En ongelukkig is hulle deel van die volk. Kan seker nie sê ongelukkig nie, maar dit is wat die toren oor ons bring. Gee eer aan die Here julle God, voordat hy dit donker laat word, voor jy julle voete stamp teen die berge in die skemering. Hoor hierdie vers, julle moet verstaan wat hier staan, in die skemering. Ons is klaar in die skemering. Sien nie die tyd wat hiervan gepraat word. In die skemering, ons is klaar in skemer. Jy moet mooi hoor wat die Gees vir jou gee. Jy moet nie sommer net 'n vers dan lees nie. Daar's waarde en betekenis in elke woord wat hy gee. Terwyl jy wag op lig, terwyl hierdie politici in hierdie land wag op lig, sê ek vir u, maar hy met 'n hoofletter, Roger Thiel het gesê, it's not Satan that's bringing this over South Africa or over your nation, it's God. Terwyl hy met 'n hoofletter dit doodskade weer maak, in donkerheid verander. Want dis sy toorn, hy sê ek bring 'n gedigte mag teen julle, wat nie uit gelidheid sal raak nie, wat oor mure spring en deur vensters kruip. Nou wie doen dit? God bring hy mag. Omdat ons met ons lippe bely dat ons hom liefhet, maar ons harte is verhard. Onthou, elke vers en elke gedeelte is gegee, nie gesoek nie. Deur bevestig, gaan nie elke vers en elke gedeelte sy getuienisse vir u vertel nie, dan sit ons tot môreoggend hierso. Staan op en word verlig, want jou lig kom. Onthou wat sê Jeremia 13, vers 16. Gee eer aan die Here julle God. Voor julle boere, voor julle voete teen die klippe stamp, gee eer aan sy naam. Laat ons hom aan ons kant kan kry. Want ek wil nie Zuma nie, ek wil nie Zille nie, ek wil geen politikus aan my kant hê as 'n leier nie. Ek wil God aan my kant hê.
Want dis al wat my hier gaan deurvat. En vir u ook, glo my maar. Ek hoop nie u besef het te laat nie. Staan op, word verlig, want jou lig kom. Hier kom 'n lig vir iemand. Dis daai een wat sy naam geëer het. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou met aksenttekens sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. So hier is donkerheid besig om oor die aarde te gaan. Professor Dievenager het nou vir ons mooi gesê van hierdie onstabiliteit in die wêreldpolitiek. Donkerheid is besig om oor die aarde te gaan. Syrië, Libië, Jemen, Oman, Egipte, Irak. Sit net die TV aan. Israel, Palestina, Oos-Europa, Oekraïne, Noord-Afrika, Nigerië, Ivoorkus, Sudan, Mali, Somalië. Donkerheid sal die aarde oordek. Ons is mos nou in daai tye. Jy sal sien as ek by Micha 4 kom, sê in die eerste vers, vir die einde van die dae. Donkerheid sal oor die aarde kom en oor die volke. En duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke. Dis besig om te gebeur. Rondom ons. Ons siener het gesê, the death of a black leader. Ek weet nie wat 'n black leader nie. Will not only be the sign of a great war in Southern Africa, but also in the rest of the world. Nou as ek kyk 1 jaar na 'n spesifieke leier se dood, dan is hier 'n dreigende oorlog in Suider-Afrika en ook in die res van die wêreld. As die paus al sê, ons is reeds in die 3de wêreldoorlog. As Putin vir Rusland sê, prepare for Armageddon. As China vir sy weermag sê, maak gereed vir die 3de wêreldoorlog. As die CIA in Amerika al sy missielstasies in Roemenië in die ooste van Europa reeds ontplooi het, Rusland syne in Kaliningrad en in die weste en die geveg eintlik al reeds. Siener sê, wanneer ons die geveg sien, dan is die 3de wêreldoorlog reeds ver gevorder. Ons sien dit mos dan. Want Siener bring net kleur. Hierdie profesie is 'n wit en swart foto, wat tydsgewys bitter moeilik is, maar wanneer die Gees hom vir jou wys, en 'n profeet wat vir jou spesifieke toestand kom voorspel het, dan raak die prentjie ingekleur. En jy vat dit of jy los dit. Dis jou besluit en jou saak. My saak is om vanaand te doen wat ek doen. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou met aksenttekens. Jou kan ons vanaand sê wat sy naam geëer het. Kom ons sit dit daarby vanaand. Want kyk, duisternis sal die aarde oordek en donkerheid die volke, maar oor jou, jy wat my naam geëer het. Want nou sê hy aan jou kant, oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Wat sê Siener? Die boer van die wêreld sal verstom staan vir die wonderwerke wat God vir die boervolk gaan doen. Verstom staan. Wat is dit anderster as wat die lig en die heerlikheid oor 'n groep en 'n volk opgegaan het? Wat is dit anders? Want hulle kan net verstom staan as hulle die heerlikheid van God sien. Want wat sê Siener? Hulle sal verstom staan vir die wonderwerke wat God vir die boervolk gedoen het. Die in die boervolk wat sy naam eer. Moenie dink omdat jy 'n boer is vanaand, my maat, jy het 'n paadjie na hiernatoe nie. Ek hoop en bid elke dag dat ek sy naam kan eer, om miskien net deel te wees van daai groep wat sê, oor jou sal my heerlikheid gesien word.
En nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Wanneer sy heerlikheid oor jou opgang. Omsieners sê ons gaan die enigste Christenland ter wêreld wees. Hy sien 10.000 wit tente en nasies sal trek na jou lig. Want jy het God gekies, jy het sy naam geëer, daarvoor was hy met jou, daarom het sy heerlikheid oor jou opgegaan, daarom sal nasies dan na jou lig toe trek, wat sy die lig is, dis die lig, professor Dievenage, in die tonnel. Nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Wat sê Omsiener? Duitsland sit op die kop van die tafel, die sterkste en magtigste land ter wêreld. Suid-Afrika regs langs hom, die rykste en geseëndste land ter wêreld. Wat is dit anders? Kyk hoe werk hierdie profete saam. Dis hoekom hulle hierdie profete wil weggooi. Want as hulle dit weggooi, is jou hoop daarmee heen. Dan weet jy nie meer wat se geskiedenis vir jou as 'n gelowige opgeskrywe staan in die toekoms nie. Daarom wil as Mandela doodgaan, ergens 'n menslike fout uithaal en sê, my skoonpa het gesê, Mandela doodgaan onmiddellik, is daar chaos. Sodat jy al die ander gesigte van akkurate profesie verloor. Want hier sien jy hoe dit bevestig en by mekaar kom. En nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Slaan jou oë rondom op en kyk, hulle almal kom by mekaar, hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver en jou dogters word op die heup gedra. Omsiener sê, dieselfde. 10.000 wit tente staan van Suidwes af tot in Kaapstad. En van Maputo af tot in Durban. En hy sê, omdat dit wit tente is, dit dui op blanke Christene van die wêreld wat vlug hiernatoe. Het u die ontwikkelinge in die Romeinse in die Romeinse Katolieke situasies dopgehou in die laaste paar maande? Die ooreenkomste wat Desember gesluit is met Martin Luther se kerke, protestantisme? Dan sien ek, Rome is besig om weer op te bou, presies wat die woord van ons in sy profesie voorspel. En dan sien ek dat die protestant gaan weer moet vlug. Net soos wat ons protestante hiernatoe gevlug het. So klaar begin ons sien hoe al hierdie profesieë begin by mekaar kom en in vervulling gaan. Van die voete van yster en klei wat besig is om te verbrokkel met regsisme wat begin toeneem op die aarde. En ook die vervolgingsmoontlikheid wat ons protestante in die wêreld in die gesig gaan staar. En hy sê, nadat die vierkleur wapper sien hy 10.000 tente. So eers moet God se heerskappy hier herstel word, sodat dit die enigste Christenland in die wêreld is, sodat hy die ander Christen ook sy belofte kan nakom, dat as jy op my vertrou, sal ek jou uitred. En hy gaan vir die Duitse protestant en Christen sê, wat die kennis van die skrif het en nie onder Rooms-Katolieke sal verval nie. Hy sal vir hom lei en sê, klim op die boot. En dis hoe hy wit tent hier gaan kom. Want dis nie 'n oorlog wat Christene hiernatoe gaan dryf nie. 'n Oorlog sal enige ou mens hiernatoe laat vlug as dit hier veilig is. Die feit dat dit Christene is, dui op Christenvervolging. En ek het dit in DVD 1 of 2 of 3 gesê, gaan kyk maar. 11, 12 jaar gelede. Dit gaan eindig by vervolging. Ek gaan nou begin afsluit met Micha 4. Waarom skreeu jy so hard? Is daar geen koning in jou nie? Dis in Suid-Afrika hierdie. Die profesie begin deur, en aan die einde van die dae sal die berg van die Here sal die berg van die huis van die Here vas staan. Aan die einde van die dae, sal die berg, koninkryk, van die huis van die Here, huis, wie sy huis? Julle wat hier sit, Christene, die wie se name in die boek van die lewe opgeskrywe staan, die wie waarvoor Michael, die aartsengel, in Daniël 12 gereed staan. God sê in Daniël 12, sê, die aartsengel Michael staan gereed.
om sy volk uit te red. Die wie se name in die boek van die lewe is. En weet jy vir interessantheid, net 'n interessante iets, wat ek nie gaan oor uitbrei nie, wat ek kan, maar ek gaan nie nou nie, want ek is nog nie gelei daartoe glad nie. Maar vir interessantheid, 16 Desember 1838 Bloedrivier. Wat het gebeur 175 jaar daarna, 16 Desember 2013? Wat het gebeur? Nelson Mandela se beeld is opgerig in Pretoria. 175 jaar, dag en datum, na 'n volk by Bloedrivier gebore is. Dag en datum, baie toevallig, né? Of nie? Onthou Daniël het God gesê, verseël hierdie woorde in Daniël 12 tot die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. 175 jaar van dat u voorouers gebore is met 'n gelofte met God. 175 jaar, dag en datum, rig hulle 'n beeld op in die heiligdom. Want hierdie land is niks anders as God se heiligdom gewees nie. Hy het hom dan vir ons gegee. En gaan lees maar 'n bietjie oor die heiligdom, dan sal jy begin verstaan wat ek eintlik vir jou sê. Waarom skreeu jy so hard? Skree ons mense nie hard nie? Wat skree ons? Kom ons kyk, hierdie profeet is so akkuraat. Is daar geen koning in jou nie? Ons hoor elke dag, professor Dievenage het dit nou gesê, daar's geen leier nie. Hy het ons gesê, julle gehoor, julle opgelet, daar's geen leier nie. Daar skree hy dit vanaand van hierdie verhoog af. Is daar geen koning in jou nie? Of het jou raadgewer omgekom? Ons kom vanaand hier om raad te kry. Hier sê, het jou raadgewer omgekom, sodat smart jou aangegryp het soos een wat baar. Nou is ons volk moedeloos, want ons het nie leiers nie. Daar is nie gekose konings of leiers nie. Nou is die volk, sien nie hoe akkuraat is dit wat die Gees verskaf. Krimp in mekaar, hier kom die moeilikheid nou. Krimp in mekaar en bring voort o dogter van Sion, soos een wat baar. So hierdie ding sal vinnig en onverwags kom, want 'n baar en 'n geboorteskenking sê nie vir jou môre aand 11:00 nie. Jy moet mooi hoor al die tegniese detail wat die Gees vanaand vir u gee. Krimp in mekaar en bring voort o dogter van Sion, soos een wat baar, want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon. Wat het hom sienerig gesê toe hom Boy Moesman vir hom vra, maar hoekom laat julle die Christene daar in wit tente in die Kalahari, mense weet julle hoe warm is dit daar? Jy gaan gaar word in daai tent. Ek bly in die Karoo, ek weet. En hom Boy Moesman sê vir hom, siener, hoekom gaan ons die mense daar? Hoekom sit ons in die stede nie? Toe sê, want julle stede is nog nie bewoonbaar nie. Want nou sal jy die stad verlaat en op die veld gaan woon. Die Amerikaanse ambassade verlaat dan die stad. Ek wil nie al die profesieë vir gee, daar's nog, maar ek kan nie alles sien, want hier begin al mense opstaan wat seker moeg is en laat raak. Maar as ander profesie wat vir sê die stede in die Suidland sal verlate lê. Wat ook hierdie bevestig het. Wat ook vir my gegee is. En jy sal die stad verlaat en op die veld gaan woon. Daar sal jy gered word. Met aksenttekens op die daar. Daar sal jy gered word. Daar, weer met aksenttekens, sal die Here jou verlos uit die hand van jou vyande. En nou is daar baie nasies teen jou versamel wat sê, is daar nie baie nasies teen ons versamel nie? Die Nguni tribe, Zimbabweërs, Nigeriërs, Somaliërs, noem hulle. Nou is daar baie nasies teen jou versamel wat sê, laat haar ontheilig word. Wat doen hulle anders as om ons te ontheilig? Wat doen hulle anders as? En laat ons oë met welgevalle neersien op haar. Wat doen hulle anders wanneer hulle plaasmoord pleeg om lekker te kry wanneer iemand staan en smeek vir sy lewe? Hoe meer akkuraat wil jy die profesie hê? Maar onthou net, die voorwaarde is as jy eer gegee het aan sy naam. Anders is jy nie deel van die groepie nie. Anders is jy nie deel nie, en ek wil daai groepie by my hê, wat eer aan sy naam gee. As jy nie eer aan sy naam gaan gee nie, los my uit. Maar hulle ken nie die gedagtes van die Here nie, en verstaan nie sy besluit nie, dat hy hulle versamel het, soos gerwe op 'n dorsvloer.
Hulle verstaan nie ons God nie. Ek het nie 'n saak met Nguni tribes nie. Ek het nie 'n saak met Nigeriërs nie, want my God bring hulle dorsvloer toe. Staan op en dors, o dogter van Sion. Hier sê hy, kom ons sit boervolk hier in, want dis vir ons vanaand gegee. Staan op en dors, o boervolk. Wat doen jy as jy dors? Weet jy wat doen jy dan? Staan op en dors, o dogter van die boervolk, gaan ek hier sê vanaand, want ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn trap. Oom Siener sê van dwars oor die hele land trek opregte Afrikaners af na die groot rivier toe, waar hulle soos 'n span pronk Afrikaner beeste met hulle horing speel. Hy sê hy gebruik dieselfde woorde as Micha, want dis dieselfde profesie, is dieselfde betekenis. Daar in die veld waar ek jou gaan beskerm, daar waar ek jou gaan red van jou vyande, daar sal ek jou horings ook yster maak, en ek, met 'n hoofletter, sal jou kloue koper maak, en jy sal volke fyn trap. Wat sê Oom Siener? Daar gaan 'n punt kom waar ons momentum sal kry, dat niks en niemand meer voor ons sal standhou nie. Wat sê Rick Joyner? Hy sien 'n elite boere mag opstaan. Die dapperste mag wat hy nog gesien het in sy gesig. Die mag wat die grootste wonderwerke doen en dapperste optrede. 'n Mag wat weier om oor te gee. Hoekom sal ons weier om oor te gee? Want die beloftes is ons in. As my God vir my gesê het, en ek sal dit eers doen wanneer hy het gesê het, en dit sal eers wees wanneer hy ons horings yster gemaak het, en ons kloue koper. En as hy dan sê, dors, dan dors ons. En ons sal daai land klaar dors. En ons sien ons sal 'n groter land terugkry, as wat ons verwag het. Die ou Rhodesia word heringelyf, Zimbabwe en Zambië. Dan gaan lees jy Sefanja waar hy sê, aan die kant die riviere van kus. Die ou Ethiopië, gaan kyk maar na enige ou kaart. Die suidste rivier van Ethiopië, daai tyd die land kusstreek, hier's 'n pastoor wat hy kennis sal deel met my, is die Zambesi. Zambia en Zimbabwe, aan die kant daai rivier, sal my volk, my lofprysinge bring. En is geen ander volk as hier wat hier sit nie. Die vraag is, gaan u sy naam eer? Want as jy hom nie gaan eer nie, is jy nie deel van hierdie partytjie nie, my maat. En is dit onregverdig? Dis net regverdig. Want ons dien 'n liefdevolle, regverdige God. En onthou, al bring hy die toorn oor ons, en onthou, al tugtig hy ons, hy sê, hy tugtig diegene wat hy lief het. Moet nooit vergeet, wanneer hierdie lelike dinge kom, dit as lelik sien nie. Hy tugtig hulle wat hy later sy seuns en sy dogters noem. Verstaan dit baie mooi. Johanna Brandt het gesê, ons moet deur hierdie swaar kry gaan, om deel te mag hê aan die heerlikheid wat kom. Verstaan dit. Ons kan nie so vol leuns as wat ons is, in bedrog wat ons volk tans is, en skynheilig wat ons tans is, en ons is glad nie meer die sout van die aarde nie, die sout is uitgegooi buite en word vertrap. Ons kan tog nie so sulke heerlikheid ooit ontvang nie, waar hulle ons seuns gaan bring van ver af, in wit tente na ons stralende opgang. Wat doen ons om 'n stralende opgang te verdien, in God se oë? Laat ons regverdig wees met mekaar. Laat ons 'n gereg tree vanaand. Staan op en dors, kom ons sê, o dogter van die boervolk, want ek sal jou horing yster maak en jou kloue koper, en jy sal baie volke fyn trap, en jy sal hulle onregverdige wins aan die Here toewy en hulle rykdom aan die Here van die ganse aarde. Oom Siener sê, wanneer die vierkleur wapper, sal die boere nasionaliseer alles wat daar is om te nasionaliseer, en regverdig verdeel onder die volk. Die rykdom van die nasies, en aan wie anders gaan ons rykdom opdra, as aan die God wat die koning dan van hierdie land sal wees? Hoe anders? Dis nie net verse wat akkuraat is nie, elke woord en elke vers is akkuraat. Dis ons land Suid-Afrika. En hier kom sy laaste advies. Nou sal jy by hope by mekaar moet kom.
O dogter van krygsbendes. Onthou, hy het klaar die horingsyster gemaak, hy het klaar die kloue koper gemaak. Nou praat hy nie meer van Sion, hy praat nou van krygsbendes. Weet jy wat 'n krygsbende? Gaan kyk maar in die woordeboek. Nou sal jy wat eer gegee het aan God se naam, nou sal jy, maar nou, mevrou nie u nie hoor, ons gaan u daarom op 'n plek sit waar u nou nie 'n krygsbende hoef te wees nie, maar daar gaan verseker wees wat deel daarvan gaan wees, soos Dawid se 400 man, soos Gideon se 300 man, en nog ander voorbeelde in hierdie Bybelboek. Nou sal jy by hope by mekaar moet kom, o dogter van krygsbendes. Die vyand het 'n wal teen ons opgegooi. Met 'n stok slaan hulle die regeerder van Israel op die kakebeen. Dit is terg. Hulle terg God. Terg hulle hom nie? Hulle sal regeer until Jesus come. Professor Piet Kroukamp sê God is breindood en so sy seun ook. Wie van julle het al gesien? Wie het daai video gesien? Julle hom gesien? Hulle slaan die regeerder van Israel op die kakebeen. Maar een ding is seker, Professor Piet Kroukamp, die dag wanneer jy val in die hande van daardie lewende God, nie 'n breindood een, die lewende God, vreeslik is dit om in sy hande te val, staan in hierdie woord geskrywe. En daai dag sal jy weet en wees, soos daai man wat in die stad was, wat omring was en beleer was met 'n leer, wat hierdie volkie vasgekeer het in die stad, en hulle het, ek wil nie sê wat die vrouens al begin eet het nie, so benard was hulle posisie, toe die 4 melaatse manne maar uitgestap het, en sê ons gaan in elk geval doodgaan van honger, laat hulle ons eerder skiet, is beter. En toe hulle daar in die kloof afstap in die akoestiek raas, toe plaas die Vader 'n gees van verskrikking in hierdie leer wat om die dorp is, of die stad. En daar hardloop die hele leer weg. En die melaatses gaan eet hulle trommeldik, kan ek dink. En hulle stap terug stad toe. Maar die vorige dag het die profeet gesê, môre gaan julle versadig eet. Toe staan die ou op in die gehoor en hy sê, dit sal nie gebeur nie. Toe sê hy, jy sal dit hoor, maar jy sal dit nie sien nie. En toe daai melaatses dik geëet terugkom en sê, luister, gaan eet, die tente is vol kos. Daai leer het gevlug. Oom Siener sê, hulle sal met 'n gees van verskrikking Noord-Afrika invlug. Dis die 7de laaste plag wat tot Engeland se ondergang sal lei. Die emigrasie dan in Engeland in. En daai man wat opgestaan het, toe daai melaatse manne kom en hy sê, daar's kos. Toe hy dit gehoor, maar nie gesien nie, want toe trap hulle hom in die poort van die stad dood, soos hulle uitgehardloop het om kos te gaan eet. En so kan ek vir u sê, as u hierdie regeerder op die kakebeen slaan, u sal dit hoor, maar u sal dit nie sien nie. As u hierdie DVD gekyk het, dan het u dit gehoor. Die besluit vanaand is, of u dit gaan sien. En al wat jy moet doen, jy moet die Here se naam eer. In jou handel en wandel, van nou af of nie. Dit is die keuse wat ek vanaand vir u kom gee. Besluit hier of jy hom gaan eer. Hoe jy praat, hoe jy aantrek, hoe jy optree, alles. Jy het die hele Bybel om te gaan lees. Dis nie my werk om dit aan die oor te dra. Die woord sê, die Gees sal julle in die waarheid lei. Gaan lees hom, gaan slurp hom op en poog om te leef ter eer van sy naam. Want dan gaan hy aan u kant wees, wanneer ons voete stamp. Nie as nie, hy sê wanneer julle voete stamp. In die skemering, ons is klaar in die skemer. Die voete stamp is voor die deur. En ek gaan afsluit, ek voel die Gees druk dit op my hart, dit is ook by bevestiging van my gegee, maar ek gaan dit vir u gee. Almal vra tyd, hulle het vanaand vir Professor Dievenage dit ook gevra, en ek het dit ook gevra. Ek vra ook. Ek vra ook vir die Vader wanneer. En ek het my antwoord gekry. Nie soos u hom sal wil hê nie, en nie soos ek hom wou gehad het nie, maar ek het hom gekry. En interessant, ek gaan dit ook vir julle vertel.
Die oggend voor ek hierdie skrif kry met bevestiging. Die oggend loop ek en dink, ek het die oggend gelees van Dawid, daar waar hy oorlog gemaak het, toe die Here vir hom sê, moenie aanval voor hierdie geritsel in die blare hoor nie. Nee, julle ken nou 'n stukkie. Toe loop ek en dink daar in die tuin en ek dink, ja, hoe wonderlik is dit nie? As God so met jou kan praat. En vir jou sê, hoorie, moenie nou uitgaan nie, of moenie nou oor hierdie stopstraat ry nie, staan net bietjie vas. En ek begeer daai verhouding, om my bevelvoerder so te kan hoor, dat hy so met my praat. So ek het 2 vrae, tyd, wanneer? En gaan u vir my raad gee, wanneer ons voete teen die berge stamp? Of wanneer die kloue van koper geword het in die horingsyster? En ek kry al 2 antwoorde in 3 verse. Iemand stuur vir my, Esegiel 38, vers 7 tot 10. Hou jou reg, en dis die antwoord vir u ook vanaand. Hou jou reg en maak jou klaar. Jy en al jou menigtes wat jy by jou vergader het, en wees vir hulle leidsman. Na baie dae sal jy bevel ontvang, aan die einde van die jare, aan die einde, Micha 4, aan die einde van die dae, kyk die bevestiging in elke skrif nog met mekaar ook. Aan die einde van die jare sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer reg gekom het, wat versamel is uit baie volke. Nou wat is die boervolk anders as vir 'n versameling uit baie volke? Wys my 'n volk op aarde wat 'n versameling is. Franse, Duitsers, Hollanders, Ire, my skoonma is 'n Ier. Skot, Engelse. Ons kan hier begin vra. Dan gaan jy sommer gou sien hoeveel volke is hierso. Die wat versamel is uit baie volke. So verstaan mooi, hierdie verse antwoord nie net my 2 vrae nie. Dit beskryf nog die volk waarmee ek werk ook. Mense, die Gees word aktief en is 'n teken dat die tyd naby is. Na baie dae sal jy bevel ontvang, aan die einde van die jare sal jy 'n land intrek wat van die swaard weer regkom het, wat versamel is uit baie volke op die berge van Israel, wat gedurig deur as pynhoop daar gelê het. Ja, dit is uit die volke uitgebring. Ons is reeds uit die volke uitgebring. En as oom Siener se volgende gesig met die wit tente ook nog gaan uitkom, dan is dit weer uit die volke uitgebring. En hulle woon almal in veiligheid. En hier is die raad, die tweede antwoord. Sal hy my help, soos hy Dawid gehelp het? En hier is my antwoord, ek deel hom vanaand met u. Dan sal jy optrek soos 'n onweer wat aankom. Horings is yster, kloue is koper. Rejoiner, dapperste mag. Siener, 'n momentum wat nie weer gestop sal word nie. En jy sal soos 'n onweer wat aankom, jy sal wees soos 'n wolk om die land te oordek. Jy en al jou leers en baie volke saam met jou. So sê die Here, in die dag sal daar gedagtes, in jou hart opkom en jy sal 'n lustige plan beraam. Al wat ek u vanaand, ek het vanaand vir u met u geraas, nie ek nie, die Gees. Kom ons raak verslae voor God, kom ons raak nederig voor hom, kom ons verloor ons hoogmoed wat ons tans het, want ek weet ons het dit, die Gees het dit gesê, maar ook het die Gees vanaand vir u al die geskiedenis gegee, en ek sê vir u vanaand, moet my nie vanaand beoordeel nie, praat oor 10 jaar weer met my. Dan toets ons die Gees ek self. Ek het nog altyd gesê, in die begin van Suidlanders, Dorien sal my getuie wees, wat ek gesê het, moenie nou nie, toets, laat die toekoms my toets. En ek sê vanaand weer, in alles wat ek hier gesê het, laat die toekoms my toets. Maar een ding is seker, ek vra, die Gees vra vanaand van u, kom ons begin by, gee eer aan sy naam. Amen.